Goeiedag en welkom terug en 'n voorspoedige 2026 word vir elke boer in hierdie land alles van die beste toegewens, maar ons het een groot probleem hoekom sagte kommoditeitspryse letterlik nie wil styg nie. En dit is die rand-dollar en jy sal net nou kyk as jy kyk na die dollar teenoor die dollar-indeks. Hoe lyk daardie grafiek? Maar hier lê ons groot probleem. Die rand is besig om al die pad te versterk. Hy lê nou op die oomblik hier rondom 16.35. Hierdie is 'n weeklikse grafiek. Daar lê die pragtige 40 week bewegende gemiddelde. Die rand is behoorlik op 'n versterkende pad. En as ek kyk na hierdie dubbeltop, hier is 'n groot top. Daar is nog 'n groot top. Dis die dubbeltop. Die rand het hierdie dubbeltop in werking gestel. Kom ons wys net vir julle waar. Dis al 'n geruime tyd terug. Daar's die dubbeltop. Daar's die groot top. Hier's nog 'n top en hy het in werking gekom by R17.06 en kan julle glo waarheen dit die rand kan vat is al die pad as ek hierdie been vat van die kop na die neckline toe. Kom ons vat nog 'n skuif hier na onder toe. En ons vat hom daar so en ons begin hom daar hy's dieselfde daar. Kom ons vat hom onder toe, kan jy die rand op 'n tyd kry by 15.32 en daar selfs 'n teiken van R15. Maar kyk net 'n bietjie na hierdie stochastiese indikator. Dis 'n indikator wat baie keer vir jou sê dat 'n instrument te ver na 'n kant toe beweeg het. En hier kan jy baie duidelik sien, hierdie instrument is teen die grond. Hy lê op 'n 2 uit 'n moontlike 100. Met ander hy is baie gestrek na onder toe en wat ons hier sien by die rand, hierdie versterking al die pad is niks anders as 'n watervalformasie nie. En wat het ons in 'n vorige geleentheid gesien op die grafiek? Sodra jy hierdie sterk bene afkry, draai om op 'n tyd om 'n V-formasie te gee, maar op die oomblik is die rand letterlik 'n gunsteling want kommoditeitspryse doen goed. Suid-Afrika se ekonomie lyk of hy 'n bietjie voordele trek en die ander kant is die dollar is onder druk. So ek wil vir die boere sê, terwyl hierdie grafiek daal, gaan jou sagte kommoditeitspryse nie versterk nie. Hulle gaan bly onder druk wees, hulle gaan bly sukkel en ek het net toe gekyk na 'n daggrafiek. Die eerste teken van randswakte gaan bo R16.41 wees en as hy verder versterk, is die volgende teken op 'n weeklikse grafiek R16.16. So ongelukkig nie goeie tekens vir die boere so vroeg in die jaar nie. Ons kan nog net 'n sterker rand verwag. As ons kyk na die dollar-indeks, en onthou die dollar-indeks is die indeks wat die Amerikaanse dollar meet teenoor ander geldeenhede. Dis nou soos teenoor die euro, die Switserse frank. Wat sien ons hier op die weeklikse grafiek? Ja, ons is steeds gemaklik hier onder die 40 week bewegende gemiddelde op die weekgrafiek van die dollar-indeks, maar kyk jou stochasties is nog nie heeltemal onder nie, maar wat ek al sien hier, kyk, daar's 'n hoogtepunt, 'n laagtepunt, daar's 'n hoër laagtepunt, daar's nog 'n hoër laagtepunt en die dollar begin klaar tekens van swakte wys teenoor die tekens van sterkte wys teenoor die ander geldeenhede soos die Britse pond, die euro, maar teen die rand is daar net een pad en dis 'n versterkende rand. En waar gaan die eerste teken wees? Laat die dollar begin verswak, versterk teenoor hierdie geldeenhede, dan gaan jy dit nou duidelik sien hier, laat ek net daar, 'n lyn kry, daar's hy. Julle, daar wil ek net op die regte plek sit. Bo en dis bo hierdie vlak van 100.24 gaan jy die eerste teken kry dat die dollar begin sterk word teenoor die ander geldeenhede. 98.35 verhandel hy nou en ek dink dan gaan ons begin tekens kry dat die Amerikaanse dollar uiteindelik bietjie krag begin wys en dit gaan outomaties randswakte beteken mits die goudprys bly styg, die silwerprys begin styg en wat iemand nou dag baie interessant opmerk, hy sê dis baie min wat jy kry dat al die kommoditeitspryse styg behalwe die sagte kommoditeitspryse want almal styg as gevolg van onsekerheid, maar sagte kommoditeite styg glad nie en die wêreld sit met hope onsekerheid rondom oorloë wat dalk so hier en daar wil kop uitsteek en lande wat begin 'n bil te spier teer in ander lande. Wees net versigtig, die rand is die probleem op die oomblik en ek wil net vinnig weer vir julle wys, dan weet julle hoe lyk hy.
En dit beteken, wees maar versigtig dat die rand nie vir ons in 'n teken gaan gee van hierdie V-formasie, gaan een of ander tyd omdraai na boontoe, maar ongelukkig vir die boere, jammer julle, nie goeie nuus vir die begin van die jaar nie, maar kom ons hou dit dop, baie min kry jy dat grafieke vir so lank gestrek bly na onder toe, en dan kry jy 'n omdraai, en gewoonlik niks val in 'n reguit lyn nie, kyk mooi, hy het daar 'n wippie gegee, daar 'n klein wippie gegee, maar alle krag, die kan julle glo, van April laas jaar af, van oor die R19 teenoor Amerikaanse dollar, nou na R16.35. Mooi loop, sterkte daarso, ons gesels weer en besoek ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting.